Goeiemôre vriende, dit is Dinsdag 7 April 2026. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag wat voor julle uitstrek, ook 'n wonderlike week wat voor julle uitstrek. Mag dit 'n geseënde week wees. Mag die gebeure van die Paasnaweek julle sommer verder in hierdie week ook dra. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Here, laat U koninkryk kom deur ons. Here, laat U wil geskied in die hemel net so op die aarde. Here, U weet wat ons behoeftes is. U weet wat ons absoluut nodig het. U weet wat daar vir ons nice to have is, en daarom kom vra ons vir die Here, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie Here dat ons so by mekaar te kan wees en so die voorreg kan hê om met U as 'n lewende, almagtige, alomteenwoordige, al liefdevolle God te mag wees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan aan met Psalm 139. Het bly nou net 'n pragtige psalm, né? Kom ons lees weer die eerste paar verse deur waar ons sê, Here, dis Dawid se psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle in my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Net, het is gister 'n bietjie daarby stil gestaan. Net Dawid wat hierdie ongelooflike wonderlike verhouding met God het, wat ons gister ook gesê het. Hy kom skryf hierdie psalm, en hy sê net vir die Here, U is mind-blowing. U is te groot vir my kop. En dan gaan Dawid aan en sê hy, Here, waarheen sou ek vlug om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. En Dawid wat natuurlik dit belewe het toe hy met Batsheba eintlik Uria, haar man, verneek het, né? Op die oud om laat doodmaak, nadat hy gemeenskap met haar gehad het, weet hy. Ek bedoel, op die ouende het God vir Nathan die profeet na hom toe gestuur en gesê, die storie te vertel en te sê, hoor hierso, ek gaan jou storie vertel, en vertel hy nou van die ryk man wat die arme man se skapie gevat het, en hoe Dawid ontsettend kwaad raak en sê, bring hy man het onmiddellik, ons gaan onmiddellik amper doodmaak, né? En dan sê Nathan vir Dawid, dis jy, dis wat jy gedoen het, jy het hoeveel vroue, en nou gaan vat jy een ou, so vrou en jy laat hom doodmaak. En so Dawid weet, waarheen gaan ek om die gees te ontvlug? Ek kan nêrens heen gaan nie. Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te kom? Dawid weet, hy kan nie. Want God weet wat ons in ons slaapkamers doen, in die diepste van ons gedagtes doen. Daarom sê Dawid hier in die begin, hy sê, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, kom sê Dawid, nee. So vriende, wat Dawid net vir jou en vir my kom sê, aan hierdie God kan ons nie ontvlug nie. As ons gedink het ons kan nie. Selfs in die duisternis is vir hom die lig soos die dag, né? En dat ek en jy altyd sal onthou, vriende, dat dit is wonderlik om hierdie God te hê, maar dit is absoluut ook skerry, wat ek al baie vir julle gesê het. En daarom, in ons almal se wiele val af. Dit is so, ek weet, ons is nog nie engeltjies nie, ons vlieg in die hemel rond nie. Nie dat ons nou eendag in die hemel gaan rondvlieg nie, né? Maar julle weet wat ek bedoel. Wat ons net vir mekaar sê, vriende, kom ons vra vir die Heilige Gees om ons die heeltyd te help met ons besluite. Ons het almal voete van klei. Almal van ons het voete van klei. So as ons vir die Here gaan vra, Here,
help ons, en dit is wat ek vir julle sê, daai 3 waardes, die heel eerste 3 waardes in ons kerk is so belangrik. Jy moet 'n lewende verhouding met God hê, jy moet in Jesus Christus se voetspore volg, jy moet toelaat die Heilige Gees deur jou werk, né? En wanneer ons in hierdie noue verhouding met God is, val ons wiele baie selde af. Dit is net so, ek sien dit in my eie lewe. Maar wanneer ons nie in hierdie noue verhouding met God is nie, dan is ons in 'n noue verhouding met iets anders is, of met ons werk, of met iets wat ons lees, of iets wat ons kyk, dit raak ons noue verhouding. En daai noue verhouding bepaal op die ou einde wat ek en jy doen. So, ons eerste waarom in 'n noue verhouding met God te staan, in 'n lewende verhouding met God te staan, is crucial vir ons gedrag, want wanneer ons in hierdie noue verhouding staan met God, want God sien dwars deur ons, hy verander die duisternis in lig. Wanneer ons in hierdie noue, lewende verhouding met God staan, bepaal die Heilige Gees ons doen en late, omdat ons die hele tyd by God is. Maar as ek en jy hier by hierdie ander ding is, dan bepaal hy ons doen en late, nie waar nie? So kom ons spits ons daarop toe, en dis hoekom ons mekaar die hele tyd uitdaag op hierdie forum ook, om te sê, jy moet 'n lewende verhouding met God hê, almal van ons. Vriende, ons moet die woord te leer, die woord te leer en te lees, en om daaroor te mediteer, moet 'n prioriteit wees in jou lewe, 'n prioriteit in jou lewe en in my lewe. Ek sê weer, ons sukkel almal. Hoekom? Omdat Rian nie 'n prioriteit daarvan maak nie, omdat jy nie 'n prioriteit daarvan maak nie. Wat gebeur? Iets anders raak die prioriteit, en daai iets anders bepaal dan wat ek en jy doen. En dis wat die gemors kom. Dis so eenvoudig soos dit, vriende. Dis so eenvoudig soos dit. So as ek en jy in hierdie lewende verhouding met God die hele tyd is, wanneer ons sy woord bestudeer, maar nie net leer om te leer nie, maar om te sê, Here, wat sê U vir my? Wanneer ons by God is, en wanneer ons met God praat, ek moet nou dink, vriende, dat dit wat ons hier lees en beleef, bepaal ons gedagtes in ons lewe. Maar as ons dit nie doen nie, wat bepaal ons gedagtes in ons lewe? Die ander goed, in jouself. En Dawid probeer net vir ons sê, maak nie saak wat jy doen, jy weet net, God ken vir jou. Jy kan hom nie ontvlug nie. Jy kan doen net wat jy wil. Hoe sê Dawid, né? My 5 vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.